Ons gaan gesels oor visie en die eerste gedagte is, kry 'n nuwe lens. Ek het nooit eintlik gedink oor hoe mense lewe verander wanneer 'n mens se lens begin dra soos in 'n bril nie. My oë het stadig maar seker verswak en 'n mens kom dit mos nie onmiddellik agter nie, tot jy naderhand begin skreefies oë kyk na goed en dan besef jy moet ergens by 'n oogkundige uitkom. En die oomblik toe ek begin bril dra, het ek eers besef hoe swak ek eintlik gesien het, veral omdat dit juis nie met eens gebeur het nie. Dit bring my by gedagte van visie. Om 'n visie te hê beteken dat 'n mens 'n inspirerende beeld van die toekoms vorm wat jou lewe betekenis en rigting gee. Dit help jou ook om hindernisse te oorkom want jy werk in die rigting van daardie droomprentjie om dit so te stel. Nou Helen Keller het destyds haar sig en haar gehoor verloor op 19 maande ouderdom. Maar dit het nie haar visie weggevat van wat sy gedink het haar lewe kan beteken nie. Sy het 'n bekende skrywer geword, sy het 'n opvoeder geword, sy is 'n inspirasie vir miljoene mense in haar tyd en ook daarna. En sy het ergens hierdie woorde gesê: daar is net een ding wat erger is as om blind en doof te wees. Dit is om te kan sien en geen visie te hê nie. Nou ons kan ons visie vir die lewe van die Heilige Gees vra. Ons lees juis hoe Paulus bid in Efesiërs 1 vers 18. Hy sê daar: ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem het. Nou wanneer jy jou geestelike visie verander, dan word jy self anders en jy hanteer die lewe ook anders. Jy het weer hoop. In die sielkunde word die konsep gebruik van cognitive reappraisal, om aan te dui dat ons bewuslik ons interpretasie van 'n situasie kan verander, en dit verander op sy beurt weer ons emosionele reaksie daarop. Daarom kan sommige mense so positief op lewensuitdagings reageer, want hulle gebruik hierdie beginsel. Nou, in 'n invloedryke studie deur Gross en John het hulle gevind dat wanneer mense hierdie reappraisal of lensverandering gebruik, dan rapporteer hulle baie meer positiewe emosies en ook minder depressiewe simptome. So die goeie nuus is, kry 'n nuwe lens. Leef geïnspireerd.